Hemelse Vader, ons kom en ons nader U troonkamer in hierdie oggenduur deur die Seun Jesus Christus, Vader, met vrymoedigheid. Here, om te kom sit aan die tafel wat U vir ons berei het. Vader, om te kom hoor wat U deur die Gees aan die gemeente wil gee. Vader, ek dank U vir elke een wat gehoorsaam was. Elkeen wat opgekom het toe U hulle geroep het en hulle nader getrek het, opgekom het. En ek vra, Vader, dat elke hart vrugbare grond sal wees. Elkeen 'n leersame gees sal hê. Maar Vader, ek vra ook, Here, dat die woord sal uitgaan onder die dryfkrag en salwing van die Heilige Gees. Vader, ek verklaar my afhanklikheid van U. En Heilige Gees, kom U asseblief en spreek U vandag tot die gemeente. Vader, ek dank U, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U aanbid, wie al die lof en eer gee, Here. Ons gee hierdie diens onvoorwaardelik in U hande. En ons sê vir U baie dankie daarvoor in Jesus naam. En die volk van die Here sê, amen. Prys die Here. Ek kan my sitplekke neem. Nou, ek gaan nou vanoggend bietjie vir U deel oor vleeslike vrede en geestelike vrede. Nou, u gaan vir my sê, maar vrede is vrede. Ja, vrede is vrede. Maar die woord sê nie, daar's net geestelike vrede nie. Want die vleeslike vrede druk die geestelike vrede dood. En ek gaan vir u wys wat sê die woord. En ons eerste skrif is Johannes 14 vers 27. Ek wil vir u duidelik wys wat sê die woord aangaande vrede. En dit is Jesus wat hier praat. Dis nie ek nie, dis Jesus wat hier praat. Dit kom uit die woord uit. En jy gaan verbaas wees wat sê hy. Hy sê daar, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Jesus gee vir ons vrede. Maar kyk die volgende sinsnede wat sê hy. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. So met ander woorde, die wêreld gee ook vrede. Anders sou Jesus dit nie in die woord gesê het nie. Anders sou hy nie gesê het, die wêreld gee ook vrede nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ons moet op die Here vertrou. Hierdie vrede is iets wat woorde kan dit nie beskryf nie. En ek gaan so 'n bietjie begin by die vleeslike vrede, net om vir jou 'n prentjie te skep, dat jy kan besef waaroor gaan dit. En dan sal jy sien, wanneer ons by die geestelike vrede kom, wat Jesus vir ons gee, is groot verskil. So ver as die ooste van die weste af. Dis nie dieselfde nie. Nou ek wil vanoggend vir jou 'n vraag vra. Ek wil nie, jy hoef nie jou hand op te steek nie. Jy kan jouself antwoord. Hoeveel van u wat hier sit vandag, is in omstandighede wat veroorsaak dat jy angs het, dat jy vrees het, al hierdie dinge, stres, al hierdie dinge. Hoeveel van u sit in sulke omstandighede? En daai omstandighede waarin jy sit, waar daai angs en daai vrees veroorsaak, daai omstandighede is besig om jou geestelike vrede dood te maak, dit dood te druk, geheel en al. Hy is besig om dit dood te druk. En om hierdie vleeslike vrede kan ek vir uit die woord uitwys, kom uit die woord uit. Jesegiel 7 vers 25. Ek wil jy moet mooi verstaan, hierdie vleeslike vrede is 'n groot ewel wat die geestelike vrede dooddruk. Hy versmoor jou geestelike vrede. Want jou geestelike vrede, gaan ek nou vir u wys, is belangrik vir elke een. Jesegiel 7 vers 25.
Jesus het nie verniet vir ons gesê, die wêreld gee ook vrede nie. Kyk wat sê die woord. Die angs kom. Angs is net 'n ander vorm van stres, van vrees, van al daai goed wat die vyand op jou sit. Die angs kom en hulle soek vrede, maar dit is nie daar nie. Solank as wat jy in hierdie toestand van wêreldvrede is, sal jy nie die geestelike vrede kan vind nie. Want hierdie vleeslike vrede is besig om jou geestelike vrede geheel en al dood te druk. Daar sê die woord dit. Wanneer angs, vrees, al daai goed kom, stres, al daai goed, dan gaan jy vrede soek, maar jy gaan dit nie kry nie. Want dit is wêreldvrede. En weet jy wat vir my, wat ek wil hê jy moet verstaan vandag? As ons onderwerp aan stres en vrees en angs, dan is ons 'n dienaar van daai vrees. Want kyk wat sê die woord in Romeine 14 vers 23. Romeine 14 vers 23. Hy sê maar hy wat twyfel as hy eet is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. Maar kyk wat sê die laaste sin van die Here. En alles, hy praat van alles, hy sluit alles in, daar's niks uitgesluit nie. En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. So nou het ek vir julle 'n bietjie slegte nuus. As jy in angs en stres en vrees loop, dan sondig jy. Ek sê dit nie, daar staan die woord. Dis sonde. Dis verkeerd in God se oë, want Jesus het vir ons gesê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Nou die keuse is u en my, wil ons Jesus se vrede in ons hart hê, of wil ons die wêreldse vrede hê? Die keuse is elkeen van ons eie keuse. Ek kan nie vir u kies nie, u kan nie vir my kies nie. Want elkeen van ons maak ons eie keuse en elkeen van ons gaan eendag ons eie pakkie dra. Ons gaan elkeen afsonderlik voor die troon van God staan en ons gaan verantwoordelik doen vir dit wat ons nou op die aarde doen. Ons gaan moet verslag gee. Ons gaan moet vir God sê, ja, maar doe so en so. En ek gaan jou waarborg, as God vir jou 'n vraag vra, gaan jy hom nie kan antwoord nie, want hy gaan hierdie woord oopmaak. Hierdie woord gaan jou en my oordeel. En as jy sê, maar jy het nie geweet van vrede nie, sê nie, maar daai dag daar, het jy gehoor van vleeslike vrede, geestelike vrede, het jy dit nie in jou lewe toegepas nie. So dit is belangrik, dat ons hierdie ter harte neem. Die Here gee nie vir ons hierdie goed, net omdat dit verniet is nie. Die Here gee vir ons hierdie alles, elke woord, met 'n doel, om dit in ons lewe toe te pas. Hy wil sy vrede in ons hart hê. Nie die wêreldse vrede nie. Hy wil sy vrede in ons hart hê. Kyk wat sê Jesaja 57 vers 21. Jesaja 57 vers 21 sê die woord van die Here vir ons die volgende. Hy sê, geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Met ander woorde, as jy nie in God se weerhand wandel nie, as jy nie Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker en verlosser nie, dan klassifiseer jy as 'n goddelose. As jy in sonde wandel, word jy geklassifiseer as 'n goddelose. En God sê, daar's geen vrede vir hulle nie. Wêreldse vrede sal hulle hê, maar die vrede wat Jesus Christus vir ons nagelaat het, gaan nie daar wees nie. Hulle gaan dit nie hê nie. Dit is maar uitgemaakte saak. Daar sê die woord dit. So ons moet besluit, wat is vir ons belangrik? Jesus se vrede of die wêreldse vrede? Dis 'n keuse wat ons het. En as ek later kom, gaan ek vir u 7 stappe gee om vir u te help om dieper te kom en nader aan Jesus te kom en die Vader te kom,
sodat daai vrede in jou hart kan bly. Romeine 6 vers 16. En ek het dit nou genoem, maar ek wil hê jy moet dit lees, laat jy kan self sien wat sê die woord. Hy sê, weet julle nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van gehoorsaamheid tot geregtigheid. So as jy jouself onderwerp aan die vleeslike vrede, dan is jy 'n diensknegt van daai vrede. As jy jouself onderwerp aan vleeslike begeerte, is jy 'n diensknegt van daai begeerte. En ek kan vir jou opnoem, as jy aan alkohol verslaaf is jy 'n diensknegt van daai alkohol. As jy aan nikotien verslaaf is jy 'n diensknegt van daai nikotien, want jy dien die nikotien. Jy dien nie Jesus nie. Daai nikotien is vir jou te belangrik. So die beste is, gaan op jou knieë en sê, Here, verlos my. Vra en jy sal ontvang, sê die Here. En hy sal jou verlos. Maar jy het 'n deel om te doen. God gaan nie net vingerklap en dan is dit weg nie. Jy gaan moet werk om dit te los. Jy gaan moet werk om daarvan verlossing te kry. Dit gaan nie net in 'n oomblik gebeur nie. Maar jy moet die besluit neem en sê, Here, ek wil nie meer in hierdie vleeslike vrede vashou nie. Help my, verlos my, en dan moet jy jou deel begin doen, wat ek vir u nou sal gee, wat om te doen, hoe dit werk. So ons maak onsself skuldig aan om diensbaar te wees vir die sonde wat ons doen. Vir dit, die vrees en angs en wat ons ook al doen. Enige vleeslike begeerte wat ons doen, ons stel onsself as diensknegte tot die beskikking van dit wat ons vashou. So dit is vir ons baie belangrik. En ons sien dat alles buite geloof is sonde. Johannes 14 vers 2. Kom ons kyk wat sê Jesus vir ons. Hy sê in die huis van my Vader is daar baie wonings. Dit is nie so was nie, so ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Is jy in 'n posisie dat Jesus vir jou plek berei op hierdie oomblik? Is jy in daai posisie? Jy kan nie self antwoord. Ek kan nie antwoord nie. Johannes 14 vers 27 het ek vir u nou gelees. Jesus, my vrede laat ek julle na. En ek wil nou 'n bietjie, ek wil wegbreek van die vleeslike vrede, want dit is nie iets waaroor ek wil baie uitbrei nie. Maar kom ons gaan 'n bietjie na die geestelike vrede toe. Kyk wat sê Jesus daar. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nou, hoe werk hierdie geestelike vrede? Wat is geestelike vrede? Geestelike vrede is 'n toestand van innerlike kalmte en rustigheid. Met ander woorde, as jy in 'n situasie inkom en jy het vrede en kalmte in jou hart, dan het jy die geestelike vrede. Die vrede wat Jesus jou gee, is in jou hart. Daai geestelike vrede is vir jou meer werd as al die goud en al die silwer op hierdie aarde. Want deur daai geestelike vrede bou jy 'n sterker verhouding tussen jou en God, tussen jou en Jesus, tussen jou en die Heilige Gees. Onthou, die Heilige Gees is daar om u en my te help. God het hom vir ons gegee as 'n helper en 'n trooster. U en ek sal nie die mas opkom as ons nie die Heilige Gees vra om ons te help en ons te lei nie.
As u en ek daai geestelike vrede wil beerwe in daarin wandel, dan het u en ek die Heilige Gees meer nodig as ooit van tevore in ons lewe. Ons sal moet die Heilige Gees nooi elke dag in jou lewe. Vra die Heilige Gees om jou te kom lei in die volle waarheid. Want die Heilige Gees, die woord sê, hy is daar om jou te lei in die volle waarheid. Hy is daar om jou te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy is daar om jou te herinner wat Jesus gesê het. En hy is daar om die toekomstige dinge aan jou te openbaar. Met ander woorde, die toekomstige openbarings uit die woord van God uit, wat die Here vir ons wil openbaar. Die woord van God is 'n onuitputlike bron. In ons leeftyd sal ons nooit al die openbarings uit hierdie woord uitkry nie. Al maak ons wat, ons sal nie. Maar eendag as ons daarbo is, sal hierdie woord vir ons totaal geheel en al oop wees, en dan sal ons baie meer kan verstaan as wat ons nou verstaan. Maar dit is belangrik dat ons daai vrede in ons harte hou. En om Jesus om daai vrede in ons lewe te kry. As jy onthou, so 2 weke terug het prof 'n boodskapie gegee om Jesus aan te neem. Kan jy dit onthou? Gaan kyk bietjie weer daarna. Want om daai geestelike vrede in jou hart te hê, moet jy Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker, verlosser en koning. Want sonder Jesus gaan jy niks kan doen nie. Hy sê in Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. So ons het Jesus nodig om daai vrede in ons hart te hê, want daarom het hy vir ons sê vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle. Sy vrede wil hy hê, ons moet daai geestelike vrede in ons hart hê. Word gedoop en vervul met die Heilige Gees. Nou wil ek het vir u 'n uitdaging. Ons het vanaand getuiediens, is reg pastoor Joe? As jy nog nie vervul is met die Heilige Gees nie, en ek daag jy nou uit, gaan vanmiddag, dan gaan sit jy in jou binnekamer. Jy weet of jy vervul is met die Heilige Gees. Sluit jou deur, sit jou foon af. Dan gaan sit jy, dan vra jy die Vader in Jesus naam om jou te vul met die Heilige Gees, dat jy in tale kan spreek. Vra hom, want hy sê vra en jy sal ontvang. En ek gaan jou waarborg, die Here sal vir jou vul met die Heilige Gees, dan wil ek hê jy moet vanaand hier wees, dat jy kan kom getuig wat die Here vir jou gedoen het. Nie net dit nie, enige getuie wat die Here vir u in hierdie week gedoen het, of vir jou tyd terug gedoen het, kom getuig, laat die mense weet, wat het die Here vir jou gedoen. Want die woord van die Here sê in Openbaring 12 vers 11, deur die bloed van die lam en die woord van die getuienis, is die duiwel oorwin. Ons moet getuig wat die Here vir ons doen, sodat sy goedheid en sy grootheid die wêreld kan ingaan. En dit is belangrik. Jy moet jou ou lewe neerlê. Daarom doen ons daai doopkursus. Ons gee vir die doopkursus, laat jy weet, die dag as jy hier instap, en jy daai water uit opstaan, dan stap jy uit in 'n nuwe lewe, jou ou lewe bly agter. Dit is belangrik, want jy maak 'n ooreenkoms met God wanneer jy hier staan, en jy sluit 'n verbond met hom daar, laat jy in sy dood gedoop is, laat jy opstaan, jou ou lewe begrawe, opstaan in 'n nuwe lewe, en die nuwe lewe gaan instap. Dit is belangrik. As ons kyk na Galasiërs 5 vers 16, hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nie die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Maar ek sê, wandel deur die Gees. Met ander woorde, ons moet in die geestelike riem wandel,
om die geestelike vrede in ons hart te kan behou. En as ons daarin wandel, dan sê hy, julle sal nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Jy sal daai begeerlikheid van die vlees om dit of dit te doen, gaan nie daar wees nie. Want die gees van God lei jou in die geestelike vrede. Jy gaan kalmte en vrede in jou hart hê en dit gaan van toepassing wees op jou lewe, wat jou lewe vir jou gaan volmaak en dan kan die Heilige Gees meer in jou lewe beweeg. Ons moet baie tyd in gebed en in die woord spandeer. Baie tyd. Ons sê dit baie. Prof sê dit baie, Pastor Joe sê dit baie, ek sê dit baie. Mense, ek wens jy wil besef die belangrikheid van tyd in die woord spandeer en tyd in gebed te spandeer. Dit is van kardinale belang. Hy sê in Spreuke 3, vers 1, 2 en vers 17. Spreuke 3 vers 1, vers 2 en vers 17. Hy sê, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. Hier is die onderwysing wat ons kry. Die woord van God. Bewaar hierdie woord. Skryf dit op jou harttafels. Bewaar hierdie woord. Want dit sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Daai geestelike vrede gaan vermeerder hoe meer tyd jy in die woord, hoe meer tyd jy in die gebed spandeer. Dan sê hy in vers 17: Sy weë is lieflike weë en al sy paaie is vrede. Die Here se paaie is almal vrede. Daar's nie angs nie, daar's nie stres nie, daar's nie vrees nie, daar's niks. Dis vrede en kalmte. Dis die weë van die Here. Daarom sê hy, sy weë is lieflike weë en al sy paaie is vrede. Spreuke 16 vers 7. Ek is nou amper klaar met hierdie, gaan ek vir daai 7 stappe gee wat vir u gaan help. As die Here baai het in die weë van 'n man, dan laat hy self sy Hy sê as die Here baai het in die weë van 'n man en dan laat hy self sy vyande met hom vrede hou. So as jy in die weë van die Here wandel, sal daar vrede wees tussen hulle wat jou vyand is. Want die Here sê dat ons moet ons vyande lief hê. Daar sal vrede wees. En dit is belangrik om in daai vrede te wandel, sodat u en ek die oorwinning kan nog kry. En ek gaan vir u 7 stappe gee om jou gebedslewe te verdiep. Dan gaan jy vir my sê, maar hoekom gebedsstappe om gebedslewe te verdiep? Kom ons gaan bietjie terug. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, gaan kyk bietjie na die lewe van Jesus. Hoeveel keer het hy 'n nag op die berg deurgebring in gebed tot sy Vader? Hoeveel tyd spandeer u en ek in gebed? Onthou, gebed is tyd wanneer jy met God spandeer en met God kommunikeer. Dis tyd wanneer jy by die voete van die Here sit en die Here vir jou dalk goed gee wat jy moet doen. Dis tyd wanneer jy by God se voete sit en by hom krag ontvang. Dis tyd om by die voete van God te sit en hom eer te gee, hom te loof en te prys, sy naam groot te maak, en te sê, Vader, U is die ewige, die heilige, die almagtige, een
alomteenwoordige, alwetende God. Daar's geen ander God buite ons God nie. Hy's onveranderlik. Dieselfde God wat die Rooi See gekloof het, sodat die Israeliete droogvoet kan deurgaan. Daai God is nog steeds dieselfde vandag. Dieselfde God wat in Handelinge 16 vir Paulus en Silas die fondamente van die gevangenes geskit het, toe hulle gebid het en lofsange gesing het. Daai God is nog steeds dieselfde. En God wag dat jy tot hom kom, laat hy die fondamente kan skud van dit wat jou lewe ontsuur, wat jou lewe verkeerd maak. Hy wil dit verwyder, maar hy kan dit nie doen as jy nie na hom toe kom nie. Jy moet hom vra. As jy niks vra nie, gaan jy niks kry nie. Daarom sê die woord, vra, jy sal kry. Soek, jy sal vind. Klop, vir jou sal oopgemaak word. So moenie dat ons sukkel. Die woord van die Here is duidelik. Baie duidelik. So die eerste punt is, vra die Vader in Jesus naam. Nou ek het baie plekke gekom al. Dan hoor ek die mense bid en dan sê hulle om Jesus ontwil. Jy kan nie om Jesus ontwil bid nie. Jesus het die prys betaal op daai kruis. Hy het alles betaal. Hy het opgevaar. God hom uit die dood uit opgewek, opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Waar hy vir jou en vir my intree. Hy sê in Johannes 14, alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal ek doen. Alles wat julle die Vader in my naam vra. So, ons moet in Jesus naam na die Vader toe gaan en hom vra. Markus 11:24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Dis nie ek wat dit sê nie. Dis Jesus wat daar praat. Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Maar ek wil jou ook waarsku, as jy in gebed gaan en iets vra om in welis deur te bring, kan ek dit slegte nuus vir jou. Jy gaan dit nie kry nie. Daar's nie 'n manier nie. Die tweede stap, glo dat jy dit sal ontvang. Dieselfde skrif, daar sê hy, glo dat jy dit sal ontvang en jy sal dit verkry. So glo dat jy dit sal ontvang. Die derde punt, wanneer jy bid, maak seker jou hart is skoon by God. Vergeef as jy iets teen iemand het, moet jy hulle vergewe. Markus 11:25, net die volgende skrif. En wanneer jy staan en bid, vergeef as jy iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle heel oortredinge mag vergewe. So, ons moet vergewe, want hy sê, as ons nie vergewe nie, kan God ons nie vergewe nie. So as jy wil hê God met jou vergewe, moet jy jou medemens vergewe. Die vierde een, vertrou totaal op die Heilige Gees om jou te help met gebed. Daarom het ek vir jou nou 'n uitdaging gegee. En ek hoop jy gaan 'n uitdaging aanvaar, want ek sal baie graag wil hoor wat die Here vanmiddag vir 'n paar mense gaan doen. Hy sê, vertrou totaal op die Heilige Gees om jou te help met gebed. Romeine 8:26. Romeine 8:26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Met ander woorde, as jy in 'n taal bid, is jou verstand dormant. As jy in 'n taal bid, spreek jy verborgenhede tot God. En die duiwel kan nie verstaan wat jy sê nie. Jy verstaan, niemand verstaan nie. Dit is 'n verborgenheid wat jy tot God spreek. Daarom is dit belangrik vir elke kind van God om vervul te wees met die Heilige Gees, om in daai taal te spreek en verborgenhede tot God te spreek. 1 Korintiërs 14 vers 14.
Hy sê, is Paulus wat hy skryf, hy sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Ek het dit nou vir u gesê, as jy in 'n taal bid, dan is jou verstand dormant. So jou verstand is onvrugbaar. Dan bid jy deur die gees, en weet jy wat, die lekker daarvan is, wanneer jy in 'n taal bid, bid jy God se volmaakte wil. Want die Heilige Gees tree deur jou in. Hy bid deur jou tot die Vader. En die Heilige Gees sal net die Vader se wil bid. Niks en meer, minder en niks meer nie. Die 5de punt, bid die gebed van 'n intercessor. Met ander woorde, jy moet in die opening staan vir iemand. Jy moet intree, jy moet bid. 1 Timoteus 2 vers 1. Jy moet intree vir iemand. Het jy al ooit gesit by die huis en dan voel jy skielik, yes, hier lê die Here iemand op jou hart. Baie swaar. Nou wonder ek, hoekom dink ek daaraan? Dit is 'n teken vir jou. Jy moet in gebed gaan. 1 Timoteus 2 vers 1. Bid vir intercessorsgebed. In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense. Vir alle mense moet ons intree. Ons moet vir hulle bid. Nou sê vir my, maar hoekom moet ek vir die regering bid? Want hulle doen alles wat verkeerd is. Die Here sê nie jy moet kyk wat die regering verkeerd doen nie. Hy sê jy moet vir hulle bid. Dis wat hy sê. Jy moet vir hulle intree, jy moet vir hulle bid. Jy moet vir jou broer wat jou so 'n swaar tyd gee in die lewe, bid vir hom. As iemand jou te nakom, moenie hulle kwaad met kwaad vergeld nie, bid vir hulle. Want weet jy wat, die woord van die Here sê, God se woord sê duidelik, ek veg die geveg vir julle. Julle smaak die oorwinning, al die lof en eer kom die Here toe. So, God veg die geveg vir ons. Ons is nie nodig om te veg nie. Ons moet op hom vertrou en in sy woord bly en deur die Gees gelei word. En die 6de punt is, neem tyd om in die Gees te bid, om in die taal te bid. En dit is hoekom ek sê, gaan vanmiddag, ek daag jy uit, gaan vanmiddag en gaan vra die Here, gaan vra God die Vader om jou te vul met die Heilige Gees. Want weet jy, as jy in 'n taal kan bid, dan bid jy daai verborgde Here. En dis awesome. Ek weet, dit is awesome. Doen dit en kom getuig vanaand van dit wat die Here vir jou gedoen het. 1 Korintiërs 14 vers 4. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. 'n Taal, jy spreek verborgenhede, maar weet jy, wil jy in daai taal bid, bou dit jou en dit maak jou sterk. Dit stig jou, dit tel jou op. Hoe dit werk, weet ek nie, maar weet jy wat? Die Gees van God werk wanneer jy in 'n taal bid. Want dan bid die Gees van God deur jou. En dit is belangrik dat ons dit moet doen. En dan die laaste een is, jou gebed moet gebaseer wees op die woord van God. Moenie jou probleem na God toe vat nie. Dit werk nie. Wat ook al jou probleem is, kry die antwoord in die woord. En dan vat jy die antwoord en jy gaan lê dit voor die voete van die Here neer. Gaan lê dit voor die voete van die Here. Enigiets, as jy byvoorbeeld, jy sukkel om genesing te kry van iets. Bely die woord van die Here. Lê dit voor die voete van die Here. Ongeag wat die dokter sê, ongeag wat die spesialis sê, jy bely die woord van die Here. Jesus het jou krankhede op hom geneem. Deur sy wonde is daar vir jou genesing. En ek gaan vir jou nou sê, Pastoor Joe gaan een van die dae kom getuig en die hare gaan regop staan. Dit wat God kan doen,
kan 'n mens nie doen nie. Dit wat God kan doen, kan 'n geneesheer nie doen nie. Want weet jy wat? God bly die geneesheer. Hy werk deur 'n dokter, hy werk deur medikasie. Maar God wil hê ons moet op hom vertrou, op sy woord, want sy seun het die prys betaal sodat ons genesing kan hê. Sy seun het die prys betaal sodat ons in oorwinning kan stap. Sy seun het die prys betaal sodat ons tot alles in staat is deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. En moenie jouself tekort doen nie. Moenie. 1 Johannes 3 vers 22. Dis die laaste 2 skrifte. 1 Johannes 3 vers 22. En jy sal sien hoe meer tyd jy in die woord spandeer, hoe sterker gaan jy word. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat hy ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. En dan 1 Johannes 5 vers 14 en 15. Ons sy gebooie bewaar, sy woord op ons harttafel skryf, dan sal hy ons volgens sy wil, vers 14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Daar is die woord duidelik. Ons vra volgens sy wil en die woord sê ons sal verkry wat ons van hom vra. So, vra u iets van die Here? Het u iets van die Here nodig? Het u iets wat jy wil hê die Here moet jou van losmaak? Sit jy moet vrees, sit jy moet angs, sit jy moet stres? Is jy verslaaf aan iets wat jy wil hê die Here moet vir jou vrymaak, dat jy in geestelike vrede kan wandel? Dan wil ek vra jy moet opstaan en kom na vorentoe. Jy moet vir die Here sê wat jy vir hom gee. Iemand gaan net saam met jou bid. Niemand kan vir jou bid nie. Jy moet vir die Here sê wat jy wil hê. Want hy sê in Spreuke 18 vers 21, lewe en dood lê in die mag van die tong. Wie die vrug daarvan, wie dit gebruik sal die vrug daarvan eet. So dit wat jy sê vir die Here, wat jy wil los word van, dit wat jy vir die Here sê, wat jy wil vrykom van, dis hoekom ek sê nie wat en ek sê, as jy iets het wat die Here vir jou moet losmaak van, dan kom jy na vorentoe. Dan kom staan jy voor, laat ons saam met jou kan bid. So lyk my, Pastoor Joe, ons het 'n gemeente wat nie stres nie, ons het nie 'n gemeente wat vrees het nie, ons het nie 'n gemeente wat angs het nie, en prys die Here, ons het 'n gemeente wat niemand het probleme nie. Niemand in hierdie gemeente het iets van die Here nodig nie. Dan prys ek die Here. Maar ek glo ons sal vanaand, sal ons getuienis hoor wat die Here gedoen het. Amen. Prys die Here. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons is baie dankbaar vir hierdie oomblik, wat hierdie dag wat ons by u tafel kon sit, wat u berei het. Ek vra Heilige Gees, wees u die naprediker, laat u die woord in elke hart lewend sal maak. En Vader, ons dank u vir die woord. Ons dank u, Here, dat ons weet, u woord is die waarheid en die waarheid maak ons vry. Here, ons gee vir u al die lof, al die eer, aanbidding en danksegging. En ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan